groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart. Vandag is ons by deel 4 van ons reeks op die wolke van die hemel en ons staan stil by die tema Ons burgerskap is in die hemel. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Die wêreld waarin ons leef, laat ons maklik voel, asof hierdie aarde ons permanente tuiste is. Ons bou huise, maak planne en werk hard om 'n goeie lewe op te bou. Maar Paulus herinner ons in die teks van vandag dat 'n belangrike waarheid nie misgekyk moet word nie. Hierdie wêreld is nie ons eindbestemming nie. As kinders van God leef ons met ons voete op die aarde, maar met ons harte gerig op die hemel. Ons sien uit na die dag wanneer Jesus op die wolke sal verskyn om sy kinders huis toe te neem. Vandag, liewe vriende, staan ons stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt is die volgende: ons behoort aan 'n ander koninkryk. Paulus sê, ons burgerskap is in die hemele. 'n Burger leef volgens die wette en waardes van sy land. Net so behoort Christene volgens die waardes van God se koninkryk te leef. Ons leef in hierdie wêreld, maar ons behoort aan Christus. Daarom behoort ons lewens anders te lyk. Ons praat anders, ons leef anders, ons reageer anders, ons hoop is anders. Die wêreld is nie ons huis nie. Ons is pelgrims wat op pad is na die ewige koninkryk. Die tweede punt: ons wag op 'n persoon. Paulus skryf in ons teks, ons wag vir die verlosser. Die groot hoop van die Christen is nie net dat swaarkry sal ophou nie. Ons grootste hoop is dat ons Jesus self sal sien. Die een wat vir ons gesterf het, die een wat vir ons opgestaan het, die een wat opgevaar het op die wolke. Dieselfde Jesus sal weer kom. Ons wag dus nie net op 'n gebeurtenis alleen nie, ons wag op ons koning. Die derde punt vir vanoggend: hy sal ons volkome nuut maak. In ons teks sluit Paulus af met hierdie wonderlike belofte: hy sal ons vernederende liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Vandag ervaar ons siekte, ouderdom, pyn, hartseer, ja, selfs die stryd teen die sonde. Maar wanneer Jesus Christus weer kom, sal alles verander. Daar sal geen dood meer wees nie, geen trane nie, geen sonde nie, geen gebrokenheid nie. Ons sal vir ewig by hom wees. Dit is die hoop wat elke gelowige dra. Wanneer jy vandag na die wolke kyk, onthou, ons verlosser Jesus Christus het opgevaar, maar hy het ook beloof dat hy weer kom. En totdat hy kom, leef ons nie vir hierdie wêreld nie, maar vir die koninkryk wat nooit sal vergaan nie. Hou daarom jou oë op Christus. Leef as 'n burger van die hemelse koninkryk en sien met verlange uit na die dag wanneer die hemel sal oopgaan en die koning Jesus Christus sal verskyn. Want ons burgerskap is in die hemele, sê Paulus, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Troue God en hemelse Vader, in hierdie nuwe dag buig ons in diepe dankbaarheid voor U neer, om U te loof, te prys en te aanbid. Ons dank U dat ons kan uitsien na Jesus Christus
se wederkoms. Ons is hemelse burgers en ons wil graag saam met Jesus in die hemel wees. Help ons om elke dag, terwyl ons op sy koms wag, te lewe tot u eer en aan u woord gehoorsaam te wees. Seën ook vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met die vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.